This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hallo Wimpie, hallo maatjies, hoe gaan met julle? Hallo Dominee, hallo maat. Hallo met julle. Dit- Hallo Dominee, hallo maatjies. Dit gaan by ons baie goed. Het julle 'n interessante dag by die skool gehad vandag? Ons het. Ja, maar weet jy nie wat, ons was gister het ons 'n oulike storie gehoor. Nou, vertel my 'n bietjie van hierdie oulike storie wat julle gehoor het. Vertel my 'n bietjie daarvan. Daar was 'n dogtertjie, haar naam was Mila gewees. Ja, En Dominee, sy was so lief vir buitelewe en boom geklim en 'n hondjie laat loop en buite gespeel en toe word sy siek. ja. So siek dat sy amper nie eens meer na haar hondjie kan kyk. Ag sy arme hondjie en arme Mila. En toe het ouma gekom Ja. en sy het vir haar gesonde kossies gegee om te eet en sy het vir haar medisyne gebring en sy het vir Lila ook gesê, daar's altyd 'n liggie van hoop. Dis 'n baie mooi, 'n liggie van hoop. En saam met hierdie liggie van hoop, wat moet Mila gedoen het? Want 'n mens het altyd 'n liggie van hoop. Maar omdat jy 'n liggie van hoop het wat voor jou, jy al gesien as dit donker is en jy loop so buite, dan hou jy so 'n flits vas wat 'n liggie voor jou loop of jy het 'n kersie, daai liggie van hoop wat voor jou is wat vir jou die pad wys, né? Maar dit moet beteken ons moet ietsie doen, want daai liggie begelei jou. Hy vat jou vooruit, hy wys jou alles is oukei. Maar omdat alles oukei is, moet jy sekere dinge doen, né? Wat moet sy doen? Mila moes rustig in die bed gebly het Ja. en haar medisyne gedrink het wat die dokter gegee het. Is so, omdat ons hierdie liggie van hoop, nou, ons as Christene glo, ons liggie van hoop is Jesus Christus. Jesus Christus wat altyd voor ons uitgaan, wat ons liggie van hoop is. Maar Jesus sê vir ons, weet jy wat, omdat ek voor julle uitgaan, moet julle sekere dinge doen. Jy moet julle Bybel lees, jy moet kerk toe gaan, julle moet my loof en prys. En hierdie storie, wat ek nou vandag vir julle wil vertel, sê vir ons, al daardie goed wat ons doen, maak ons geloof sterk, wat maak dat ons hierdie liggie van hoop ons eie kan maak. Hierdie storie gaan oor 'n offisier, né, 'n soldaat. Julle weet wat 'n soldaat is. Ja. En hierdie soldaat het iemand gehad wat vir hom gewerk het. En hy het baie vir hierdie persoon omgegee wat vir hom gewerk het. En hierdie persoon het baie siek geword. En hierdie offisier het gehoor van Jesus dat hy mense kan gesond maak en dat hy die koninkryk van God by mense tuis bring. Jesus was iemand besonders geweest. Hy kan mense gesond maak. En hy vra toe vir mense, gaan roep vir Jesus dat hy hierdie slaaf vir wie ek omgee, kom gesond maak. Maar terwyl Jesus nog op pad is, toe besef hierdie Romeinse soldaat, weet jy, ek is te sondig. Ek is nie goed genoeg om in Jesus se teenwoordigheid te wees nie. Hy stuur toe weer iemand na Jesus toe. Hy sê, Here, moenie na my toe kom nie. Ek is nie goed genoeg dat jy na my toe kom nie. Maar Here, ek weet jy is so almagtig. Jy kan net die woorde spreek. Jy kan maar net sê my slaaf moet gesond word en hy sal gesond word. Weet jy wat? So het hy in Jesus geglo. Hy het so geweet Jesus is die seun van God, dat Jesus oor alles heers, selfs siekte, selfs oor die hele skepping. Hy het sê, Here, jy hoef dit maar te spreek. Onthou julle in die begin van Genesis het God gesê, laat daar lig wees, nou was lig, en God sê, laat daar boom wees. Onthou julle? Ja. Hierdie ou het geglo, Jesus is God, hy hoef maar net te spreek en alles sal oukei wees. En Jesus sê vir die mense wat om hom staan, ek het in die hele Israel nog nie so groot geloof gesien. En dis wat ons liggie van hoop is. Jesus natuurlik het gesê, weet jy wat, ek is altyd saam met julle. Julle hoef nooit skuldig te voel dat julle voel julle is sondig genoeg nie, dat ek nie by julle kan wees nie, want hy sê ek bly in julle hartjies. Hy is ons liggie van hoop. En elke dag wil hy in ons lewens hierdie skepping, hierdie woorde kom spreek wat vir ons 'n nuwe lewe gee. Al wat ons moet doen is om te uit te reik en Jesus in te nooi en om uit te nooi om ons lewe te kom verander en agter hom aan te loop. Dis hoekom ons moet Bybel lees en dis kom ons om hom bly glo. Dit is hoekom die liedjie sê, laat jou liggie skyn. Ja, jy sien wat gebeur as Jesus in jou hartjie inkom, dan kom hy liggie van hoop tuis in jou hart en dan word jy 'n liggie vir die wêreld.
Laat jou liggie skyn. Ons wys vir ander mense 'n bietjie wat is hoop. Wat is die lig van Jesus Christus? En weet julle wat is die duisternis? Alles wat sleg is, alles wat boos is, alles wat mense uitmekaar uitdryf en seer maak. Ons kom en sê, weet jy wat, ons maak nie seer nie. Ons maak nie lelik met maatjies nie. Ons is lig. Ons maak heel, ons bou verhoudings. Ons bring God se liefde tuis by ander mense. Ja, hulle moet na ons kan kyk en dit kan sien. Is so. Kom ons bid dat die Here ons daarmee sal help, dat ons sal altyd sê, Here, jy kan maar net in ons lewe spreek. Here, jy kan maar net bly skep in ons lewens, net soos wat jy in die begin gedoen het. Ons geloof is so sterk, dat ons weet, Jesus Christus is die antwoord op al ons probleme. En hy is die een wat daai liggie van hoop is. En net soos wat haar ouma gesê het, sy moet haar kossies eet en gesond word, so moet ons God se woord, sy kos, eet. Ons geestelike kossies. En dit maak ons geestelik sterk. Ja, want karretjies kan nie ry sonder pet. Is so. Kom ons bid daarvoor. Here, baie dankie vir hierdie week. Dankie dat ons weet, U is ons lig, U is ons hoop, en wanneer ons agter U aanloop, en wanneer ons sê, Here, kom maak ons ook gesond, net soos wat U daai slaaf gesond gemaak het. Kom spraak U mooi woorde in ons harte, U Bybel, U beloftes, al daardie mooi wat U vir ons wil kom gee. Dan word ons ook U ligdraers, U hoop in hierdie wêreld. Seën ons Here hierdie week, dat ons vir ander maatjies kan vertel van God. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wimpie Ella, mag julle 'n mooi week wees en mag julle liggie skyn in hierdie wêreld. Ja, ons gaan ons lig skyn. Ons gaan. Dankie Dominee, tata maatjies. Dankie Dominee, tata maat, laat julle liggies opskyn.